Ons vind 'n interessante verhaal oor die ongehoorsaamheid van 'n profeet in 1 Konings 13 en die oordeel van die Here wat oor hom gekom het. Die verhaal is min of meer as volg: 'n profeet uit Juda word deur die Here gestuur om koning Jerobeam en sy afgodsdiens aan te spreek. Aanvanklik het hy geluister, hy het stiptelik gehoorsaam. Hy het die koning gekonfronteer terwyl hy besig was om wierook op die altaar te bring en hy het gesê: hierdie altaar gaan skeur en die as daarop sal afval. God wou hê dat Jerobeam en die hele Israel moes weet hoe ontevrede hy oor hulle afgodsdiens was. Woedend het Jerobeam geskree: neem hom gevange. Maar die Here het ingegryp. Die koning se arm het verdroog en styf geword. Op daardie selfde oomblik het die altaar uitmekaar geskeur, net soos die profeet voorspel het. Skielik het die koning se houding verander en hy het vir die profeet gesmeek om vir hom in te tree. Nadat die profeet gebid het, het die koning se arm weer normaal geword. Jerobeam het die profeet toegenooi om saam met hom te gaan eet. Maar omdat hy die Here se spesifieke opdrag onthou het, het hy geweier. Hy het gesê: selfs al gee jy vir my die helfte van die koninkryk, ek is nie bereid om teen die Here se woord in te gaan nie. Hy het omgedraai, teruggegaan na sy huis toe in Juda. Maar 'n ou profeet het agter hom aangegaan. Hy het vir hom voorgekeer en hom gesê: 'n engel het aan hom geopenbaar dat dit nou reg was vir hom om by hom te kom eet en drink. Terwyl hulle aan tafel was, het die woord van die Here na hom toe gekom en gesê: omdat jy ongehoorsaam was, gaan 'n leeu jou op die pad verskeur. En dis presies wat gebeur het. 'n Leeu en die donkie het daar bymekaar gestaan nadat hy die man doodgemaak het. Nou wat is die les hiervan? Die mees voor die hand liggende les is dat die Here presies bedoel wat hy sê. Wanneer hy sê dat ons iets op 'n manier moet doen, moet ons niks daarby voeg of daarvan wegneem nie. Dit is Deuteronomium 4 vers 2 en Openbaring 22 vers 18. Tweede gedagte: hy het aansienlike struikelblokke oorkom toe hy deur daardie groot skare beweeg het en die koning gaan konfronteer het. Nadat hy die Here se boodskap in vrymoedigheid oorgedra het, het hy egter gevoel die druk is nou van hom af. Toe het hy sy waaksaamheid laat verslap. Hy het 'n leuen geglo, dit het hom sy lewe gekos. In die derde plek, wat sou hy moes doen met hierdie ou profeet wat vir hom vreemde inligting gegee het? Hy moes die man wat die boodskap gebring het deegliker ondersoek het. Hy sou gou vasgestel het wat hierdie man se oortuigings was, dat hy 'n profeet van Bethel en nie 'n profeet van God was nie. 'n Laaste gedagte: sy reaksie op hierdie profeet se aanbod het gewys dat hy bereid was om kompromie te maak. Hy moes vir die Here vir wysheid gevra het, want die Here sou meer as gewillig gewees het om sy gebed te beantwoord. Christus het ons gewaarsku in Matteus 24 vers 4 en 5: pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. Baie sal mislei word. Soos die tyd aanbeweeg en ons kom voor Christus se wederkoms te staan. Ons hoef nie bekommerd te wees oor al die aanvegtinge rondom ons nie, mits ons tyd neem om die bron van inligting te ondersoek, om die waarheid wat duidelik vir ons in die skrif gegee word, te weeg, en bovenal vir die Here in gebed te vra vir insig en onderskeiding. As ons dit doen, sal ons nie soos hierdie profeet uit Juda op die verkeerde manier reageer nie. Dan het ek en jy die les van 1 Konings 13 ter harte geneem. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag vir onderskeiding kan vra. Geef vir ons insig om met U te wandel volgens U woord. Amen.